Respirasie is 'n ongelooflike belangrike proses vir enige lewende organisme. So alles wat jy in jou lyf doen, moet gebruik energie. So as ek my vinger oplig, dan gebruik dit energie. As ek wil lag, dan gebruik ek energie. Terwyl ek nou hier so sit en praat met jou, gebruik ek energie. En jy is besig om energie te gebruik deur te luister na my of deur jou brein te gebruik om te konsentreer. So elke liewe ding wat jy lyf doen, gebruik energie. En hierdie energie moet van elders afkom. En ons weet van kleins af gewoonlik dat ons energie kry van kos af. Jy weet dit. So, kom ons praat 'n bietjie oor respirasie in hierdie video. Ons gaan vinnig maak. Hierdie is 'n kort afdeling vir graad 8. So ek wil jy moet hierdie vinnig kan leer en ons moet hier kan uitwees binne 'n paar minute. So basies, wanneer kos afgebreek word in ons lyf, dan word dit afgebreek na basiese molekules. En een van die basiese molekules is glikose. Nou wanneer glikose in jou selle ingaan, dan vat jou selle daai glikose en dit stel die chemiese potensiële energie vry. En hierdie chemiese potensiële energie word gebruik om allerlei lewensprosesse. Jy weet van die verskillende lewensprosesse van lewende organismes. Dit word gebruik om die lewensprosesse aan die gang te hou. So, die amptelike definisie is, respirasie is die proses waar tydens energie uit glikose vrygestel word met 'n reeks chemiese reaksies. So kom ons kyk gou-gou net, kom ons gaan gou-gou 'n bietjie terug. Gaan 'n bietjie terug na julle. Julle sal onthou dat julle geleer het van hout en steenkool en olie al in laerskool. En hoe dit gebrand word om hitte en ligenergie vry te stel. So, as ons kyk na die chemiese reaksie wat gebeur wanneer ons hout of steenkool of olie brand, dan wat gebeur is dit is chemiese potensiële energie wat in daai stowwe gestoor is. So, jy sal sien in my fotosintese video praat ek baie oor chemiese potensiële energie en ek verduidelik dat dit basies net gestoorde energie is in chemikalieë wat wag om vrygestel te word. So, dan sit ons suurstof by. Julle weet vuur het suurstof nodig. So, dan as ons suurstof by sit en vuur maak en dit verbrand, dan wat kry ons uit? Ons kry hitte en ligenergie uit. Daar word koolstofdioksied vrygestel en dan is daar ook water wat vrygestel word. Jy sien nie die water nie, want die water verdamp onmiddellik as waterdamp. So, die interessante ding omtrent hout en steenkool en olie is, ek praat nou nie van jou kookolie nie, ek praat nou soos olie wat hulle uit die grond uitkry. Daai stowwe word almal gemaak uit koolstof, waterstof en suurstof. En glikose bestaan ook uit koolstof, waterstof en suurstof. En wanneer glikose met suurstof kontak maak onder die regte omstandighede in lewende organismes, dan kan dit ook soortgelyk afgebreek word om energie vry te stel. Ons sal nou kyk na daai vergelyking, wat baie eners is as hierdie vergelyking vir die verbranding van hout, steenkool en olie. So, ek wil jy moet altyd onthou, alle organismes doen respirasie, selfs plante. Baie mense dink omdat plante fotosinteer, doen hulle nie respirasie nie, maar hulle maak hulle eie glikose, so hulle eet nie, so hulle maak hulle eie kos met fotosintese, en dan gaan hulle en hulle vat daai glikose en hulle verbrand dit in die proses van respirasie om vir hulle self energie op te wek vir hulle lewensprosesse. Kom ons kyk gou na die vergelyking vir respirasie. Jy sal sien dit het baie eners lyk as die fotosintese vergelyking, dis net omgeflip. So dis eintlik baie maklik om hierdie outjies te onthou. Jy sal onthou in fotosintese kom sonligenergie in en ons omskep dit in chemiese potensiële energie. Hierso kom glikose in en glikose is vat, is chemiese potensiële energie. Ons sit suurstof by, wat een van die byprodukte was by fotosintese, en dan word dit omskep in koolstofdioksied, wat een van die goeders is wat ingaan in fotosintese, water is ook een van die goeders wat ingaan, dit is een van die reaktante by fotosintese, en energie. So ons het chemiese potensiële energie wat omskep word in enige tipe energie, dit kan hitte energie wees, dit kan allerlei tipes energie wees, dit kan kinetiese energie wees. Aan party organismes maak ligenergie. So nie ons nie, gelukkig. Maar so
Basies wat ons hier het is ons het glikose wat afbreek om energie te verskaf. So daai chemiese potensiële energie word vrygestel. Nou, 2 van die neeweprodukte van hierdie proses is koolstofdioksied en water. Water, ons lyf het baie water, daai water word op ander maniere gebruik, uitgeskei in die niere. Die koolstofdioksied is 'n probleem vir die selle, want 'n mens wil nie te veel koolstofdioksied wat rondhang nie, dit maak goeie suur, okay? So, die lyf moet ontslae raak van die koolstofdioksied. Ons raak ontslae daarvan deur uit te asem. So, maak so gou so met my. En in. Dit is jou respiratoriese stelsel. Jy moet dit nie die mekaar kry met respirasie nie. So dit is jou longe wat suurstof inasem en koolstofdioksied uitasem. So jy asem altyd koolstofdioksied ryke lug uit. En ek het dit nou hier so geteken soos 'n wolkie, maar koolstofdioksied is eintlik 'n kleurlose gas. So jy gaan in hierdie afdeling moet weet, hoe toets ons vir koolstofdioksied? En mense, hierdie vraag gebeur amper elke liewe toets. Ek dink nie ek het al ooit 'n toets gesien waar hierdie vraag nie gevra word nie. So, hoe toets ons vir koolstofdioksied? As ek deur 'n pypie moes inasem in 'n glas in, hoe kan ons toets of daar koolstofdioksied in my asem is? Die manier hoe ons toets is, ons vat helder kalkwater. Ons sal bietjie in chemie weer terugkom hiernatoe waarskynlik en ek praat oor die chemiese formule van kalkwater en hoe dit werk. Maar vir nou, wat jy moet weet is, ons as koolstofdioksied in helder kalkwater ingaan, dan word dit melkerig. As daar nie koolstofdioksied is nie, dan bly dit helder. Ek het dit nou 'n bietjie genoem, maar ek wil net hê jy moenie respirasie verwar met respiratories nie. Respiratories het te doen met ons longe. So dit is hoe ons koolstofdioksied en suurstof in en uit ons lyf inkry, né? Dit het te doen met ons asemhaling en die beweeg van die gasse in ons lyf. Respirasie is waar ons die suurstof gebruik saam met glikose en ons breek dit af en dan gee dit koolstofdioksied af. So basies wat gebeur is jy inasem, dan gaan daai suurstof in my bloed in. Die suurstof beweeg na my selle toe. My selle neem dit op, gebruik dit om dan glikose af te breek en respirasie te ondergaan. Die selle gee koolstofdioksied af. Jou lyf sê, gats, ons moet hiervan ontslae raak. Dit gaan terug in jou bloedstroom in, dit gaan in jou longe in en jou asem dit uit. So jy hoef nie al daai so in soveel diepte te weet nie, dis meer volgende jaar. Ek wil net nie hê jy moet mekaar raak tussen respirasie en respiratories nie. So ek wil net hê jy moet verstaan hoe hierdie in die groter prentjie van jou lyf inpas. Hierdie gebeur in jou selle en dit het te doen met energie.